Baie dankie geliefdes, julle kan julle sitplekke neem. Ek wil vanoggend sommer begin met 'n vraag, wat jy by jouself kan antwoord. Dis 'n persoonlike vraag, dis 'n vraag vir jou. Wat is die top ding, of top 3 dinge, waarmee jy vandag of in hierdie tyd sukkel in jou persoonlike lewe? Wat is vir jou tans 'n uitdaging in jou lewe? Vir jouself. Wat is die top 1 of top 3 dinge waarmee die mense wat die naaste aan jou is, mee sukkel in hulle lewe? Dinge wat vir hulle tans 'n groot uitdaging is. Waarmee worstel jy? Watter area of onderwerp in jou lewe het jy oorwinning in nodig? Of lyding nodig? Of dalk 'n deurbraak nodig? Ek dink dit is veilig om te sê, of om aan te neem, dat elkeen van ons tog iets het. Jou groot uitdaging kan dalk nie oor iets wees waarmee jy persoonlik sukkel in jou eie lewe nie, maar dalk 'n familielid, 'n kind, 'n eggenoot, kleinkind, 'n vriend, 'n kollega, wat ook al dit mag wees. Waarmee sukkel jy? Ons weet dat die lewe nie altyd maanskyn en rose is nie. Amen. Die Here Jesus het gesê in Johannes 16 vers 33, in hierdie lewe sal julle dit moeilik hê, maar hou goeie moed, want ek het alreeds die wêreld oorwin. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, hy skryf 2 briewe aan hulle. In die eerste brief, in hoofstuk 15, skryf hy aan hulle oor die opstanding van die Here Jesus, en hy skryf oor die opstanding van gelowiges, en van mense oor die algemeen, maar spesifiek gelowiges se opstanding uit die dood. En hy maak 'n groot stelling en hy sê dat die Here Jesus Christus die dood oorwin het. Hy het die mag van die dood gebreek en hy het die angel verwyder. Hy het die wet vervul en hy het die prys van sonde betaal. Daarom het hy die oorwinning behaal. En dan sê hy vir die gelowiges, net so sal daar vir julle dan ook oorwinning wees. Die Here Jesus het dit vir julle oorwin. Paulus skryf ook aan die gemeente in Rome, aan die Romeine, in hoofstuk 7, en hy sê vir hulle dat hy 'n stryd het wat hy ervaar. En die stryd wat hy ervaar is, dat hy die dinge wat hy wil doen, nie doen nie, en die dinge wat hy nie wil doen nie, die doen hy. Die heilige, wonderlike, mooi dinge wat hy wil doen, dit sukkel hy om te doen, maar die lelike dinge, die sondige dinge wat hy nie wil doen nie, die doen hy. Is hy die enigste ene wat dit ervaar het? Nee, ek dink ons almal het al met tye voorgeneem om sekere wonderlike mooi dinge te doen in die naam van die Here, en dan is so goedjies wat gebeur, die lewe gebeur, jy die vlees waarin jy lewe, en die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy versoek jou in allerlei dinge, en dan juist dit wat jy nie wil doen nie, dit doen jy, en daai goeie ding het jy nou nie gedoen nie. Wie van julle het al ooit voorgeneem om te sê, ek gaan bietjie meer geduldig wees, ek gaan nie meer so hiermeerig wees nie. Dit is iets wat ek nie wil doen nie, en daai selfde dag nog, dan verloor jy jou hiermeer, nê? Ons kan assosieer, ons kan relate met Paulus. Paulus sê, ek is in 'n penarie, ek is in hierdie probleem,
die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, en daar's hierdie stryd wat binne in my liggaam gevoer word. Die Engels stel dit so mooi, Paulus sê, oh, in what a predicament am I? Ek weet nie hoe ek hierdie ding gaan oplos nie, en dan onmiddellik na dit, dan sê hy, maar prys God wat vir ons die oorwinning gee, deur Jesus Christus. Wat vir ons die oorwinning gee oor die vlees, en dit vir ons moontlik maak om 'n lewe van oorwinning te kan lewe. Ek glo met my hele hart, en alhoewel ek nog ook 'n work in progress is, ek glo met my hele hart, dat die Here vir my en jou wat sy kind is, nie net die vermoë wil gee nie, maar al die vermoë gegee het, om oorwinning in daardie areas van ons lewe te kan hê, wat ons weet ons nog mee sukkel. Ek glo dat die Here wil hê ons moet bo daardie dinge kan uitstyg. Ek glo dat die Here wil hê dat ons ander mense kan help, mense oor wie ons besorgd is, en die uitdagings wat hulle het, om hulle te kan help, om daaroor te kan uitstyg. Ek glo dit met my hele hart. As ek net na my eie lewe kyk, en ek kyk waar ek was toe die Here my gered het, in 2007, en waar ek nou is, 18 jaar later, wiskunde is nogals vinnig hier, nee? 18 jaar later, dan kan ek sien, ek is nie meer dieselfde mens nie. En ek kan mooi onthou, in daardie tyd, veral op 'n maandagoggend by die skool, nadat ons die naweek weer lekker getap het, nee? Weer mooi die duiwelse kind was, nee? En daai dominee kom, en die dominee praat by die skool, en hoe jy jou hart vir die Here moet gee, dan sê ek, ja, dit was nie reg wat ek gedoen het nie. Ek wil nie eintlik so lewe nie. Ek wil nie, maar is asof ek net nie kan regkom uit my eie uit nie. Dan doen jy daai skietgebedjie, tweede pouse kom, jou saligheid is weg. Jy het weer alles verloor, want jy het 'n klomp dinge gedoen tussen saalopening en tweede pouse. En ek onthou daai moment toe ek 'n ontmoeting met die Here gehad het in my studentekamer daar in Potchefstroom, en die Here vir my vra, wil jy so lewe vir die res van jou lewe? En ek sê, nee Here, ek wil nie, maar ek kan nie myself verander nie. Help my. Het daar 'n draaipunt gekom. Ek onthou hoe dit vir my aan die begin moeilik was om sekere sondes en sekere slegte gewoontes af te lê. Maar soos ek die Here vertrou het, en soos ek met die Here daaroor gepraat het, en geluister het na die instruksies van sy woord, en die leiding van sy gees, het hierdie goed al hoe meer en vinniger begin afsterf in my lewe. En ek het tot 'n slotsom gekom, en ek het my eie slagspreekie ontwikkel, wat gesê het, die Heilige Gees sal jou altyd lei na 'n beter weergawe van jouself. Die Heilige Gees sal jou altyd lei na 'n beter weergawe van jouself. En ek het ook mooi agtergekom, dat die Heilige Gees juis my gewete gebruik, om my te lei. En ek het toe nou tot 'n volgende slotsom gekom, en ek het gesê, my gewete is my beter self. My gewete is my beter self, as kind van die Here. As ek na my gewete luister, en my gewete my aankla oor 'n ding, en ek gee aandag daaraan, gaan dit my lei na iets beters. Dit gaan my lei na oorwinning, dit gaan my lei na seën vir ander mense. Maar baie keer wat ons doen is, ons maak ons gewete stil.
Eintlik maak ons die Heilige Gees stil. Paulus skryf mooi, hy sê, moenie die Gees blus nie. Moenie die Gees bedroef nie. Die Gees is soos 'n duif. Hy is gentle. As jy hom gaan verjaag, gaan hy weg. Ek dink baie van ons weet al klaar wat die antwoord is vir oorwinning in ons lewe, want ons gewete sê dit vir ons, en die Heilige Gees sê dit vir ons, maar ons luister nie. Ons luister nie. Oorwinning is moontlik. Amen. En ek ons moet dit vir mekaar duidelik sê vandag. Oorwinning is moontlik. Genesing is moontlik. As dit vrede is wat jy kort, vrede is moontlik. As dit vertroosting is wat jy kort, vertroosting is moontlik. As jy leiding nodig het oor watter besluite jy moet maak, jy gaan die antwoord kry. Die antwoord wat jy moet kry is moontlik wanneer jy lewe in gemeenskap met die Heilige Gees. Wanneer jy luister wat die Here sê, wanneer jy ag slaan op die leiding van die Heilige Gees, en jy rig jou lewe in ooreenkomstig en in vennootskap met die Heilige Gees, en jy luister wat die Here vir jou sê, en jy doen wat hy werk in jou hart, en jy gaan oor in aksie, gaan die Here vir jou die oorwinning, die vrede, die vreugde, die kalmte, al daardie dinge waarna jy smag, daardie dinge wat jy na honger, gaan jy proe en jy gaan dit kry, want die Here gaan jou altyd lei na 'n beter weergawe van jouself. Amen. Hy gaan jou lei na iets beters. Hy gaan jou lei na die antwoord. En in die proses gaan hy iets binne in jou werk, sodat jy iemand wat deur dieselfde goed gaan, kan help. Want die Here wil jou bless, not to be a blessing just for yourself, but to be a blessing to others. Blessed to be a blessing. Amen. Hy gaan jou nie net lei dat jy 'n beter weergawe van jouself kan wees nie. Hy gaan jou lei sodat jy ook vanuit daai verhouding met hom 'n seën kan wees vir ander mense. Maar waar begin dit? Dit begin in gehoorsaamheid met die Here. Dit begin in 'n wandel, 'n gemeenskap, 'n saamleef met die Heilige Gees. Oom Frederik Poggenpoel verduidelik dit vir my altyd so mooi. Hy sê, voordat jy tot bekering kom, is dit asof jy jou eie kar ry. Wanneer jy tot bekering kom, het jy nou gestop, en jy het die deur oopgemaak vir die Heilige Gees. En hy klim in, maar hy's nog nie hy's in die passasierskant. Wanneer jy leef deur die krag van die Heilige Gees, wanneer jy oorgee aan die Heilige Gees, die taal wat gebruik word in Handelinge is doping met die Heilige Gees of vervulling met die Heilige Gees. Wanneer jy vervul word met die Heilige Gees, is dit dan wanneer jy in die Here sitplekke omruil en hy sit agter die stuurwiel en hy bestuur jou lewe. Wanneer ons dit doen, wanneer ons op daai plek van oorgawe kom aan die Here deur die Heilige Gees, dan bestuur hy ons lewe en ons kom by die oorwinning uit. Ons kom by die vrede, die vreugde, die vertroosting, die toerusting, wat ook al dit nodig is, die antwoorde, die leiding. Maar dit behels dat ek en jy moet sê, ek kan nie meer hierdie ding self bestuur nie. Ek kan nie meer agter hierdie stuurwiel sit nie, want die verlede wys my, dat wanneer ek in beheer is, ja, ek kan. Wanneer die vlees in beheer is, en ek volgens my slim denke en plannetjies en goeters gaan, dan werk dit nie uit nie. Iewers loop ek myself vas in 'n doodloopstraat, of ek stop baie naby aan 'n afgrond. Ek het die Here nodig om die dinge te bestuur. Ek het die Here nodig om my te lei, sodat ek by die eindbestemming kan uitkom, wat hy vir my bepaal het. Ek glo dat hierdie woord vandag belangrik is vir ons almal, sodat ons die oorwinning kan behaal in ons lewe wat ons nodig het. Hou op
om die stem van die Here stil te maak in jou hart. Salomo skryf so mooi in Spreuke 3 vers 5 en 6, moenie op jou eie kragte staat maak nie, maar laat jou weg aan die Here oor en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Baie van ons beleef die lewe as 'n opdraande, as 'n moeilike pad. Na mate ons dit aan die Here oorgee, word daardie pad gelyk. Paulus skryf van die gemeente in Korinte in 2 Korintiërs 3 vers 17, hy sê, daar waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Baie van ons harte, en ons gesindhede, en ons dag tot dag lewe, is vasgevang in vrees, vasgevang in bitterheid, vasgevang in angstigheid, negativiteit. Hoekom? Want ons luister nie na die gees van die Here nie. Daar waar die gees van die Here is, daar waar die Here in ons lewe heers, maak hy ons los van vrees. Hy maak ons los van bitterheid. Hy maak ons los van depressiwiteit en negativiteit. Waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Hoe lewe jy jou lewe? Lewe jy jou lewe in gemeenskap met die Heilige Gees? In vennootskap met die Heilige Gees? Goeie Bybelse teologie oor die Heilige Gees gaan vir jou leer dat die Heilige Gees ook die raadgewer is. Hy is die leidsman. Hy is die leermeester. Hy is die vertrooster. Hy is die een wat jou krag gee. Hy is die gees van vrede. Dis sy eienskappe. Wanneer die gees teenwoordig in jou lewe is, gaan al daardie eienskappe ook jou deel wees. Baie van ons beleef dit nie, want ons leef nie in vennootskap met die Heilige Gees nie. Ons praat altyd so onder die pastore, en ons praat van die pla van God. Nie die P-L-A-E van God soos in Exodus met die Farao nie, die P-L-A van God, pla, as iets jou pla, jy weet? As die Here vir jou 'n instruksie gee, of die Here trek jou tot hom om jou lewe te verander en jou besluite te verander, en jy luister doelbewus nie daarna nie, gaan die Here jou bly pla. Dit gaan jou bly pla. God se gees is so getrou. As jy met bitterheid sit en dit is weens onvergifnis, sal die gees van God presies vir jou wys wie jy moet vergewe. Amen. En as jy dit nie gaan doen nie, gaan daardie bitterheid jou bly pla tot jy vergewe. Maak dit God boos? Maak dit hom die bron van frustrasie? Hy is nie die bron van frustrasie nie, jy is jou eie bron van frustrasie, want jy wil nie luister nie. As God sê, loop, loop. As God sê, staan stil, staan stil. As hy sê, vergewe, vergewe. As hy sê, maak reg, maak reg. Getuig, getuig. Bid, bid. 'n lewe in gemeenskap met die Heilige Gees bring seën vir jou en vir die mense in jou lewe. Jy moet kies om in gemeenskap met die Heilige Gees te lewe.
Jesus sê, slegte paas weet wat goed is vir hulle kinders. Selfs 'n slegte pa gaan nie vir sy kind 'n klip gee as hy vra vir brood nie, of vir hom 'n skerpioen gee as hy vra vir 'n eier nie. Hoeveel te meer sal God nie vir ons die Heilige Gees gee as ons dit van hom vra nie. Hoeveel te meer sal God nie vir ons goeie dinge gee as ons dit van hom vra nie. Maar baie van ons wil nie vra vir goeie dinge nie, want vir een of ander rede dink ons is dit nie waardig nie. Of ons wil dit nie vra nie, want ons dink God gaan dit nie vir ons wil gee nie. Want hy's kwaad vir ons. Solank as wat jy gaan lewe en dink dat as ek my paadjie mooi skoon hou deur dit te hou aan die wette, en as ek goeie performance opsit vir die Here, dan gaan hy my goeie dinge gee, gaan jy nooit voel jy's goed genoeg vir dit nie. Want in hierdie selfe 2 Korintiërs hoofstuk 3 sê Paulus, die letter maak dood. Want wat is die letter? Die letter is die wet. Wat doen die wet? Die wet lig jou sonde uit. As jou sonde uitgelig word, dan wys dit vir jou, jy verdien straf. Dit is hoe die wet gewerk het. En selfs toe Moses die wet ontvang het, het sy gesig geskyn van glorie, so ons weet die wet is heilig, maar die wet bewerk die dood. Want die wet is die letter, en die loon van die sonde is die dood, en die doel van die wet is om sonde uit te lig. Paulus skryf dit ook baie mooi in 1 Korintiërs 15. En hy sê daarso, Jesus het daardie mag gebreek. 2 Korintiërs hoofstuk 3, sê Paulus, net nadat hy gesê het, die letter maak dood, sê hy, maar die Gees bring lewe. As jy jou identiteit gaan bou rondom hoe goed jy vaar wat die wet betref, gaan jy nooit goed genoeg wees nie. En jy gaan altyd dink die Here like jou nie en hy's kwaad vir jou en hy wil jou eintlik vernietig. Maar net soos wat die glorie op Moses se gesig weggegaan het nadat hy die wet ontvang het, so het die era of die dispensasie van die wet ook weggegaan en nadat 'n groter heerlikheid aangebreek, naamlik Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het. En daar lê ons ware identiteit. God wat sê, jy is goed genoeg in my seun. Deur my genade red ek jou. Dis 'n gawe wat ek jou gee, wanneer jy in my glo, jy's goed genoeg. God maak jou goed genoeg. Deur Jesus Christus, jou redder, in wie jy glo, mag jy van God blessings verwag. Jy mag verwag dat die Here jou gaan gee wat jy nodig het. Jy mag met vrymoedigheid na hom toe gaan en vir hom sê, Here, ek is stikkend, ek kort hulp, ek sukkel met hierdie ding, Here, ek is sondig, ek bly val in hierdie sekere area van my lewe. Here, ek is frustreerd, ek weet nie wat se kant toe nie, ek hou nie van waar ek werk nie, ek hou nie van hierdie nie, Here, my huwelik is op die rotse, dit. Jy mag na hom toe gaan met daai gebrokenheid en hy sal jou help, want hy's 'n liefdevolle, goeie Vader. Moenie jy vir een oomblik dink, jy's nie goed genoeg om hom te nader nie. Moenie jy vir een oomblik dink, jy is gediskwalifiseer van 'n verhouding met die Here nie. Solank as wat jy dit gaan probeer baseer op wetsgehoorsaamheid, gaan jy altyd gediskwalifiseerd wees. Maar, solank as wat jy dit bou op Jesus Christus, wat vir jou gesterf het, gaan jy altyd goed genoeg wees. Dit is die ware ek en jy. Nie wat die wet sê nie, nie wat mense sê nie, nie die leuns van die vyand nie, nie die leuns wat ons onsself vertel nie. Maar God se ware woord wat sê, ek ken jou op jou naam. Ek het jou naam gegraveer in die palm van my hand. Wanneer ek na jou kyk, word ek bly. Ek is lief vir jou, jy is my kind. Wanneer jy in Christus glo, het jy die reg om kind van God
genoem te word. En dan is hier die laaste amazing ding wat ek met julle wil deel, dan is ek klaar. Romeine hoofstuk 8, skryf Paulus af in vers 14 en hy sê, almal wat hulle laat lei deur die gees van God, is kinders van God. En dan in vers 15 dan sê hy, julle het nie meer 'n gees van slawerny nie. Julle het ontvang die gees van God tot aanneming van kinders, deur wie julle kan uitroep, Abba, Vader. Halleluja. Prys die Here. Jy het nie 'n gees van slawerny ontvang nie. Wat is die simbool van slawerny? Is 'n juk. Jy hoef nie meer die juk van vrees te dra nie. Jy hoef nie meer die vrees van ek is nie goed genoeg te dra nie. Die juk van depressie, die juk van negativiteit, die juk van woede en self-performance, jy hoef dit nie meer te dra nie. Want Jesus sê, jy het nie meer daai gees nie. Ek het jou aangeneem, jy is my kind, jy is myne. Jy is vry. In hierdie selfde hoofstuk vers 1 sê Paulus, daar's geen meer veroordeling vir hulle wat meer in Christus Jesus is nie. Hulle wat na die gees wandel, daar's geen meer veroordeling nie. Ons het hierdie afgelope paar weke hierdie reeks gedoen, liefde in wording. En vandag sluit ons af, juis met hierdie onderwerp, die gemeenskap met die Heilige Gees. Hoe kan ek en jy God se liefde in ons lewe al hoe meer ervaar, wanneer ons leef in gemeenskap met die Heilige Gees? Want die Heilige Gees gaan vir ons wys wie ons werklik is in Christus. Die Heilige Gees gaan ons lei na 'n beter weergawe van onsself, nie uit oordeel uit nie, maar uit liefde. Hoe gaan ons liefde kan word en God se liefde en God se genade kan deel met ander mense? Hoe gaan ons dit kan doen? Deur te lewe in gemeenskap met die Heilige Gees. Want hy gaan jou lei om 'n beter weergawe van jouself te wees. En hy gaan jou lei om ander mense te seën. Ek preek die hardste vir myself, want ek is geneig om, wanneer ek bietjie kwaad of seer gemaak voel, te wil onttrek. Want ek is bang ek gaan iets vir iemand sê wat nie mooi is nie, of dalk 'n bietjie haperig wees, of 'n bietjie te vinnig wees, en dit maak mense seer. Maar dit maak ook seer om onbetrokke te wees. Maar nou kan ek die Here vertrou en weet, as ek in gemeenskap met die Heilige Gees leef elke dag, en ek kom in daai situasie en dit voel vir my ek is so bietjie gedruk en bietjie seer, kan ek vertrou dat die Here my deur die gemeenskap met die Heilige Gees ook in daardie situasie sal help, dat ek nie hoef te vrees oor wat ek gaan sê en hoe ek dit gaan sê nie. Want as ek gaan praat en ek weet die Gees van die Here is oor my, of ek praat gelei deur die Gees van die Here, sal dit wat uitkom nie buiterig wees nie. Dit sal nie lelik wees nie, maar dit sal goed wees tot die nodige stigting van almal daar. Die Heilige Gees sal my nie net help om reg te praat in wat ek sê nie, maar ook om reg te praat in hoe ek dit sê. Jy kan ons maar partykeer die regte ding sê met die verkeerde gesindheid. Die regte ding op die verkeerde tyd of op die verkeerde manier. Maar ons kan vertrou in gemeenskap met die Heilige Gees. Sal die Here ons help om die regte ding op die regte tyd en met die regte gesindheid te sê. God is goed. Hy gee vir ons sy Gees. Hy roep ons tot hierdie lewe saam met hom in gemeenskap met die Heilige Gees, waar daar vir ons geen meer veroordeling is nie, en waar hy ons lei heeltyd tot 'n beter weergawe van onsself, tot seën van ander mense. Amen. Mag die Here julle seën en mag julle die gemeenskap van die Heilige Gees ervaar. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelvader, dankie vir u woord. Dankie vir u Gees. Dankie dat u tot ons harte spreek. Dankie dat u ons seën met u woord. Dat ons vandag
weer 'n kosbare waarheid uit u woord uit kon leer. Here, as daar een ding is wat ek vir u kan vra, wat waar sal word in ons almal se lewe, is dat ons sal leef in gemeenskap met die Heilige Gees. Dat ons onsself sal surrender, sal oorgee tot die leiding van u Gees, en nie op ons eie krag sal staat maak nie. Dankie Here dat ons u kan vertrou, ook met daardie stikkende gedeeltes van ons lewe. Daardie bekommernisse, daardie uitdagings, daardie foute, ons kan dit ook vir u gee. Dankie Here dat ons u kan vertrou met dit, en ons weet Here, dat wanneer ons deur u Gees gelei word, sal ons ook oorwinning kry in daardie areas. Ek bid dit vir elkeen hier, Here, dat hulle daardie oorwinning, daardie vrede wat van u afkom, ook in hulle lewe sal beleef, soos wat hulle wandel saam met u deur die Gees. Here, so bid ek ook dat u vir ons sal seën in die res van hierdie dag, dat u guns op ons lewe sal rus, dat die liefde van God die Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons sal wees. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.